Maar ons praat bietjie vanaand en oor hierdie tema is vir my baie kosbaar. Robert, as julle volgende Sondag in die kerk is, gaan julle van die goed hoor waar ons vanaand ook gepraat. Dis nou maar iets wat die afgelope tyd so bietjie in my hart broei en dit is God weet. God weet. God is alwetend. Um hoeveel weet die mens? Hoeveel weet die mens? Daar staan die bomme 420 is 420 gigabyte. 420. Dis wat die mens kan onthou, Marius. Ja. Hoe ouer jy word, hoe minder word die gigabyte. Oh. Uh, die mens weet van nou en terug. Jy weet nie wat oor 5 minute vorentoe gaan gebeur. Ons weet is natuurlik van nou en terug. Salome, wat is die grootste verskil wat jy dink tussen 'n man en 'n vrou is? En die baie drade in jou kop. Nee, jy is te tegnies. Wynand, onthou dit nou. 'n Man weet, 'n vrou dink. Sê die waarheid Voor nie. die drade. Alright, nee, ek het moeilikheid op daai ene. Alright, so ek gaan maar net stil bly. Die man sê niks want hulle is bang vir hulle vrouens. Tot Robert. Ek het gedog hy sal oud en Hulle stem net nie saam met jou nie. Dis hoekom Ek hulle het so stil Hulle klein- is bang vir hulle vrouens. Ek kan er so Ou klein teen stukkie in die middelbaar toekoms vanaand ook. insien. As ek vir my Ekskuus, vrou Wynand? sê, daai chocolate wat jy nou eet, moet jy nie eet en dan weet ek die klap kom binne 5 minute. Ekskuus Robert, jy sê dis koud daar, maar Robert. Skoute middelbaar vanaand rek ou nie jou mond nie. Vanaand sê net ja en amen. Ons het altyd gesê ek het net een sê in my huis en dis nag sê en dan moet ek dit saggies ook nog sê. Dis enigste sê wat ek in my huis sê. Alright. Okay. Alle grappies op die stokkie. Kom ons praat 'n bietjie oor God weet. En die uitspreker vanaand is watter beroep wil jy verseker nie in jou lewe volg nie? Annelie? Ek wil nie 'n vragmotorbestuurder wees nie. Ek wil ook nie 'n padwerker wees nie. Jy kan net een kies. Hoekom nie 'n vragmotorbestuurder nie? Nee, al daai ure en ure agter die stuurwiel, net met jou eie geselskap. Okay. Lisel, watse beroep wil jy nie volg nie? Ek dink enigiets waar somme betrokke is of toilette. Hoekom? Want ek kan nie somme doen nie en ek wil nie toilette skoonmaak nie. Okay. Marius? Ek dink 'n prokureur, Ek weet dit want is. jy weet wat die waarheid is, maar jy probeer dit verdoesel vir die ander mense. Ja. 'n Slim vriend van ons, Ben Makwena, Marius het altyd gesê prokureur verdedig nie die waarheid nie, hy verdedig 'n kliënt. Die leuen. Nee, maar Verdedig. hy moet nog steeds lieg alhoewel hy weet wat die waarheid is. Ja, dis waar. Salome, watse beroep wil jy nie volg nie? Daar's twee, maar die een sal ek sê, ek sal nie graag in 'n gansvere fabriek wil werk nie, want ek sal nie die kussings vol vere wil maak nie, want ek gaan die hele tyd nies. Okay, so jy allergies vir gansvere. Ja. Okay. My Okay, ander dis een baie is ook, ek het nog een. Ek sou ook nie 'n Amazon's delivery guy wil wees nie, want hulle het nie tyd om toilet toe te gaan nie. Jy dra 'n botteltjie by jou. En dit is 'n feit. Eerlikheid, jy en Lisel, né, is grous vanaand toe. Julle is bar. Wynand, watse beroep wil jy nie volg nie? Maar as die Marius nou gesê het wat ek wou gesê het oor die ou prokureursdorretjie, sal ek net maar seker sê 'n dokter. 'n Dokter. Ja, hoekom nie Wynand? Ek wil die hele dag met siek mense werk nie. Veral 'n GP. Ek sal dit ook nie wil wees nie. Mm. 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 Mm.
Wat se prentjie het jy nou die dag vir my gestuur wat jy afgeneem het daar in die hospitaal, Wynand? The therapist. As jy the therapist mooi opbreek, as jy verstaan wat dit is. Dit begin met de. Ja. Anita, wat se beroep wil jy nie volg nie? Pastoor, ek het nou eintlik gedink ek wil regtig nie 'n plumber word nie, maar nou gaan pastoor sê ek is ook grous. So ek het nou maar gedink ek wil Nee. nie in die tronk werk nie. Nee, nie in die tronk werk nie. Ek sal eerder in die tronk werk as wat ek in die tronk sit. Ja. Maar ek wil nou regtig nie 'n plumber wees nie. 'n Wil jy nie loodgieter. plammer? Het jy slegte ervaring van 'n kraan wat jy reggemaak het? Nee, ek dink nie dis die krane wat die probleem is nie. O, as die ander goed, jy en Lisel Ja. en jou ma se goed of so, hè? Sien wat ek sê, pastoor sê ons is grous. Tannie Wilma, wat se beroep wil Tannie nie volg nie? Aangesien Tannie Wilma nou nie wil sê nie, want sy gaan nou dink ons almal sê is grous. Sy wil nie by die Surridge plaas daar by die Apies rivier werk nie. Is Tannie Wilma nog daar? Draai maar net reg op Wilma. Tannie. Tannie Wilma het tannie se beeld afgesit en nie die klank aangesit nie. Ja, dit. Okay, ons sê Tannie Wilma kans om terug te kom. Stel, wat se beroep wil jy nie volg nie? Ek wil nie graag 'n begrafnisondernemer wees nie, omdat met almal se werk nie. Okay, begrafnisondernemer? Ja, nee, ek dink dis nie lekker tipe werk nie. Robert? Ek dink ek sal nie wil 'n chirurg wees nie om mense oop te sny en binne hulle binnegoed rond te krap. Ek dink dis grous. Ja, dis grous. Motorwerktuigkundige te wees. Ek dink dit is interessant. Ja. Annelies is 'n begeerte is in om klein operasies te doen. Sy probeer elke aand my hier vaspin om iets uit my uit te trek of Lekker. vel af te sny of wat ook al. Gerda, iets wat jy nie wil doen nie? Ek het nogal gedink in ek wil nie 'n rep wees nie. Omrede as jy moet ver ry om jou werk te gaan doen, ek gaan doodmoeg om aan 'n ander kant uitkom. Hoe gaan ek my werk kan doen? Dan moet ek nog al die pad terugry. Ek is nie lief vir so ry nie. Ek weet as ek moet vergaderings in Nelspruit gaan bywoon het, jy 4 ure op pad heen en weer en dan moet jy nog gaan sit en konsentreer op waar jy is. En as jy nog moet goed verkoop, moet jy nog wakkerder wees. So nee, ek wil nie 'n rep wees nie. Persoonlik, ek stem saam met jou, Gerda, veral as jy iets moet verkoop wat nie tasbaar is nie. Ek het my hand op 'n stadium bietjie aan versekering geslaan en dit was my baie moeilik om 'n papiertjie aan iemand te verkoop. Jy weet, hy gaan dit dalk miskien gebruik eendag of so. Maar wat ek regtig nie wil wees nie, en ek haal my hoed vir daai persone af, is hierdie mense as daar padwerke langs die pad is wat die vlag waai. Het jy al in daai mense oë gekyk? Volgende keer as jy by daai padwerke kyk in daai mense oog, dis daar binnekant is niks meer nie. Hulle kyk net so voor hulle uit, heeldag waai hulle net die vlaggie so. Dis eintlik verskriklik. Dit moet verskriklik wees. Tannie Wilma is terug. Wat se beroep wil Tannie Wilma nie volg nie? Ek wil nie onderwyseres word nie of skool hou nie, want om al daai boeke te merk en al daai kinders se klagtes te hoor en hulle wil nie stil sit nie en jy mag niks sê nie deesdae nie. Nee. Ja, ek dink as baie veral in die tyd van ons lewe. Dan wil net vir ons afsit. As ek dink in die tyd waarin ons lewe, wil ons nie een meer 'n onderwyser geword het nie. Almal van ons het bestaan en dalk, en een van ons is 'n onderwyseres. Dis hoekom ek dit Maar nou ja, dissipline by die skool is baie moeilik en die kinders is nie meer so soet soos wat hulle was toe ons op skool was nie. Okay, kom ons kyk 'n bietjie wat sê die Bybel. Ons praat oor God weet.
Johannes 6 vers 1 tot 7, Anita. Ek vra verskoning, pastoor. Ons kindertjies het vir ons die Bybel voorbereiding gedoen. En hulle het baie goeie werk gedoen. Ek soek net gou die verse. Dis reg. 6 vers 1 tot 7. So Benita het die versies neergeskryf en Celeste het dit gemerk in die Bybel. Okay. Okay. Daarna het Jesus na die oorkant van die see van Galilea, dit is van Tiberias, gegaan en 'n groot menigte het hom gevolg, omdat hulle sy tekens gesien het wat hy aan die siekes doen. En Jesus het op die berg geklim en daar met sy disippels gaan sit. En Jesus het op die en die Pasga, die fees van die Jode, was naby. Toe Jesus dan sy oë opslaan en sien dat 'n groot menigte na hom kom, sê hy vir Filippus: "Waarvandaan sal ons brood koop sodat hierdie mense kan eet?" Maar hy het dit gesê om hom op die proef te stel, want hy het self geweet wat hy wou doen. Filippus antwoord hom: "Brood vir 200 pennings sal nie genoeg wees vir hulle, sodat elkeen van hulle 'n stukkie kan kry nie." Hey, hoeveel mense was daar gewees? 5000. Anita, ek is dankbaar jy het dit gesê. Mans, bedoel ek. Jy het gesê mense, wat was daar nog saam met die mense? Vrouens en kinders. Ek het nie gesê vrouens is nie mense nou nie, né? Anita het dit gesê. Okay, so daar was 5000 mans en ons veronderstel en vrouens is eintlik baie meer geestelik as mans, so maar kom ons sê maar daar was 5000 vrouens ook en daar was ook kinders. Hoekom sê ons daar was kinders? Mense sy lunch gegee. Die seentjie het sy lunch gegee, so daar was kinders ook. So ons praat minimum van so 15000 mense wat kom om te kom eet. En dan sê Markus, die 8ste hoofstuk, die 2de vers, dit sal julle nie op julle gebedslys kry nie, sê dat Jesus het hulle innig jammer gekry. En hy kyk oor hierdie 15000 mense en hy sê vir Filippus: "Waar gaan ons kos kry vir hulle? Waar gaan ons kos kry?" Iets wat vir julle uitstaan in hierdie gedeelte? Ja, dis so Vir Jesus onmoontlike tipe vraag wat hy vra. So wat jy weet, daar's nie 'n antwoord vir daai ding wat jy daar's so die takeaway plek het nie soveel om vir hulle te sorg nou dadelik nie. Ja, dit is seker nog daai een kant op gewees. Daar was die takeaway plekke daar naby gewees nie. Yes. Gerda? Jesus het geweet, soos ons gelees het, en by hom weet ons niks is onmoontlik nie. Okay. So daar's twee goed. Marius sê dis die onmoontlike en Gerda sê Jesus het geweet wat hy wil doen. Baie keer kom ons in 'n situasie waar ons gekonfronteer word met die onmoontlike. Hoe het Filippus gereageer? Kom ons staan vir 'n oomblik daarop stil. Toe Jesus vir hom sê, "Waar gaan ons kos kry vir hierdie mense?" Wow, hy het soos 'n mens gereageer. Hy het soos ons gereageer, soos 'n mens. Dadelik as jy met die onmoontlik gekonfronteer word, dan kyk jy altyd na jouself. Hoe gaan ek dit maak? Ek sal hierdie ding moet verkoop. Ek sal dit moet doen. Ek sal dit moet doen. Ek sal met Robert gaan praat dat Robert vir my geld gee want Robert is ryk. En so voort. En ons maak menslike planne. Ek sal met Wynand gaan praat, miskien vir Wynand oortuig om sy plaas te verkoop dat hy vir my kan help met geld. 200 pennings was omtrent 'n jaar se salaris. En dan sê Filippus, gaan ons net vir hulle starters gee, dan moet hulle huis toe gaan. Ons gaan nie vir hulle kos gee nie, dit gaan net stukkies kos wees. Ons gaan net vir hulle starters gee. Gerda praat bietjie oor daai gedeelte, maar God het geweet.
Ja, God is alwetend, hy weet alles. Soos ons aan die begin gesê het, ons onthou wat in die verlede gebeur het, maar hy weet wat in die toekoms gebeur. So hy het geweet hierdie situasie gaan gebeur en hy het basies vir Filippus getoets en ja, hy het geweet hy gaan die brood en die visse vermeerder sodat almal kan kos kry. So ja, as ons in God se hande is, dan is dit reg so. En ek wil net uit my persoonlike ondervinding vertel, dit gebeur so baie, dan maak ek kos, dan dink ek, o aarde, gaan nie genoeg vir almal wees, dat ek my misgis. Maar Jesus laat daar altyd oorbly. Daar kan nog 1 of 2 persone saam eet. Dan staan ek weer, wow, kyk wat het nou weer plaasgevind. Ja, dis cool. Ek stem saam met jou. Kom ons praat 'n bietjie oor die woord toets. Wie van julle weet van nog 'n persoon in die Bybel wat getoets is? Jesus. Jesus is getoets. Wie nog? Eva en Adam. Eva en Adam? Wie Noag. nog? Noag? Wat van Job? Hy het die hoërgraad toets gekry. Hy het die matriekvraestel gekry. Ja. Hy het die matriekvraestel. Hoekom dink julle sou Jesus vir Filippus wou getoets het? Hoekom het hy nie vir Petrus nader geroep nie? Hoekom vir Filippus? Want hy was bietjie lus om daai dag op Filippus te pik. Ja. Ja. Hoekom waai my dak af as dit reën en my buurman se dak waai nie af nie? Hoekom ek? Keuses wat jy gemaak het. Nee, hoekom het Wynand se plaas nou half afgebrand? Hoekom hy? Kan Kom aan, ons dink vra? jy Kan ons vra, hoekom ek? Hoekom ek? Die ou langs aan vra, hoekom ek? So vra elke ou, hoekom ek? Dis maar wat ek kan sê. en ek dink Gerda die antwoord is ons moet vra waarom nie ek nie. Mm. Ons moet die hoekom verander na waarom nie ek nie. Waarom nie ek nie? Waarom word ek siek? En ek meen ons het 'n paar mensies nou op die groep wat deur ernstige operasies is en scans en al die goeders. En Filippus, onthou, ek het vandag met Annie gesels, Filippus word eintlik net 3 keer in die evangelies genoem. Dis waar Jesus hom geroep het. Hierdie gedeelte en 'n ander gedeelte waar hy vir Jesus gevra het, wys ons hoe lyk die Vader, en Jesus sê vir hom, as jy my gesien het, het jy die Vader gesien. Maar ek wil hê julle moet daai woord toets dalk net verander in jou gedagtes en God het hom voorberei vir wat voorlê. Want Filippus was een van die grootste evangeliste en as hy nie werklik gesien het die grootheid van God hier nie, waar hy direk betrokke was, sou hy dit nie gemaak het dalk in die evangelieveld. Sou hy dit nie gemaak het toe hulle hom ook gekruisig het soos hulle Jesus gekruisig het nie, toe hy 'n martelaar se dood moes gesterf het nie. So niks in jou lewe gebeur verniet nie. Maar die groot ding wat ek wil, en ons kan heel aand net oor hierdie skrifgie gepraat, is dat God weet. God weet. Hoekom sit Marius vanaand op Sedgefield? God weet. Al weet ek nie. Dat ons weet van nou af terug. God weet môre, oormôre, tot in ewigheid. Dit weet God. Lekker preek ek nou, Sondag gaan julle die preek weer hoor, Robert. Nog iemand iets sê? Nog iemand iets sê? Iets wat vir my opval hierso is, wanneer jy voor 'n uitdaging kom, wil God nie hê dat jy moet dit in jou eie vermoë oplos nie. God wil hê jy moet hom vertrou en 'n vernoot word in die wonderwerk wat gaan plaasvind. Dis niks wat Filippus gedoen het nie. Al wat Filippus hulle gedoen het, hulle het brood uitgedeel en die brood het vermeerder in hulle hand. Dit was alles oor God. Fluit, my storie is uit. Kom ons sluit af.
Hierdie skrif het vir my baie beteken. Wanneer jy deur 'n situasie gaan, weet dit. God weet nie net van jou situasie nie, maar hy weet ook van die uitkoms en hy weet van môre. God weet. Right. Julle nog iemand iets sê oor hierdie skrifgedeelte? Die volgende ding wat vir my belangrik is hierby is, God kondig die einde aan voor die begin. Rugby, julle wat rugby kyk, julle dames wat rugby kyk, God bepaal die telbord voor die afskop. Maar dit's enigstens sin wat ek nou sê. Omdat God weet, bepaal hy die telbord nog voordat 'n fluitjie geblaas het en voor daar 'n afskop is. Alright, kom ons kyk wat sê die Bybel. Genesis 3 vers 15, meisie. Die moederbelofte. En ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, en tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou die kop vermorsel, en jy sal hom in die haksken byt. Kyk, hierdie is die moederbelofte. Enige opmerkings oor hierdie skrifgedeelte wat iemand met ons wil deel? Ekskuus Anita, wat iets gesê het? Reg, okay. Marius? Okay. Die moederbelofte is en hy sal jou die kop vermorsel. Waar is die duiwel se kop vermorsel? Met die kruisiging. Met die kruisiging. Hoe lank het dit plaasgevind van Adam en Eva tot met die kruisiging? 1000 jaar. 4000 jaar, né Robert? 4000 jaar. Ja, ek het dit verkeerd gesê. Ek het gesê 2000 jaar, maar ja, dis 4000 want dis 2000 tot die vloed toe en dan weer 2000 daarvan af tot Christus gekom het. So God het die einde van die duiwel aangekondig voor nog hy begin het. Voordat Adam en Eva uit die tuin uitgegooi is, het God alreeds die einde aangekondig van sê hierso daar gaan 'n dag kom dat jou kop vermorsel gaan word. En net so kondig God sekere goed in jou lewe aan. Hy weet wat gaan gebeur en God bepaal wat met jou gaan gebeur. Nog voor dit begin het. Okay. Lyk my ek is enigste wat opgewonde is oor hierdie skrifgedeeltes. Nee, dis eintlik so groot. Dit is laat 'n mens, ons menslike verstand kan eintlik nie hierdie goed vorm nie. Dis amazing. Nog iemand iets sê oor die moederbelofte? Kom ons kyk na die volgende belofte, Gerda. Genesis 15. Vat of ons vanaf vers 1 tot 5 asseblief. Goed. Genesis 15 vanaf vers 1. Na hierdie dinge het die woord van die Here tot Abram gekom en 'n gesig en gesê, vrees nie, Abram, ek is vir jou 'n skild en jou loon is baie groot. Toe vra Abram, Here, wat sal u my gee, aangesien ek sonder kinders heen gaan en die erfgenaam van my huis, die Damaskerner is. Verder het Abram gesê, aan my het u geen nageslag gegee nie, so sal dan die bediende van my huis my erfgenaam wees. Toe kom die woord van die Here tot hom en sê, hierdie een sal jou erfgenaam nie wees nie, maar die een wat uit jou liggaam sal voortkom, hy sal jou erfgenaam wees. Daarop lei hy hom uit na buite met die woorde, kyk nou op na die hemel en tel die sterre as jy hulle kan tel. En hy sê vir hom, so sal jou nageslag wees. Dankie Gerda. Watter tyd van die dag het dit gebeur toe God met Abraham gepraat het? In die nag. In die nag, in die aand. En wanneer is die sterre op hulle mooiste, Wynand? Nuwe maan. Dis in die nag. In die nag, die middernag.
Dis mos as ons gaan slaap. Okay, dis wat met Louis gebeur, nie met julle nie. Wanneer ek gaan slaap, dan begin daar gedagtes baie keer deur my kop gaan. Ek praat net vir myself, ek praat nie van julle nie. Ek wonder hoe gaan ek hierdie betaal? Ek wonder hoe gaan ek hierdie hanteer? Ek wonder of Annelie nog lief is vir my. Sy nou regtig vanaand gaan slaap sonder om vir my nag te sê. Oh, wat? Gebeur dit met julle ook of nie? Is julle te moeg om, dan slaap jy net. Yes. Wanneer val die vyand jou die meeste aan? Nee, nag. As dit stil is. As dit stil is. Ja. En dis ook die tyd wanneer God met jou praat, wanneer dit stil is, né? Maar dis ook die tyd wanneer die vyand vir jou 'n bietjie roer. Was Abraham 'n geseënde man? Ja, Ekskuus, Anita. baie geseënd. Hy het skape, beeste, bokke, slawe, alles gehad, maar daar was een dingetjie. Is dit nie so dat daai een dingetjie vir jou begin? En ek meen, ek stap nou al na 100 jaar toe en ek het nog nie 'n baba nie. En die 100 jaar kom nou nader. En daar's nog nie 'n nageslag nie. Wie gaan al hierdie bokke en skape en kamele erf eendag? Seker maar my slawe. En wat sê die Here vir Abraham? Gaan verander. Moenie bekommerd wees nie, hy gaan 'n kind hê. Hy gaan 'n kind hê. Ekskuus, Wynand? Dit gaan verander. Dit gaan verander. Die Here sê vir hom, miskien moet ek en jy 'n bietjie buite toe loop, Abraham. Kom ons gaan kyk wat gaan buite aan. En wat het Abraham gesien toe hy buite gaan? Sterre. Sterre? Die Kan nag jy sterre? gesien. Ekskuus, Robert? Hy het die nag gesien buitekant. Hy het die donker gesien. Hy het die nag gesien. Jy kan nie sterre sien as dit nie donker is nie. Korrek. Ek hoop die Heilige Gees is besig om in ons harte te praat nou. Jy kan nie sterre sien as dit nie donker is nie. Meneer Brits, jy dink diep. Ja, die ding wat vir my net hierso is moet opgee. Dit is nooit te laat nie. Moet opgee tot op die einde nie. En die Here sê vir hom, kyk op, en ek sien al hierdie sterretjies. En die Here sê vir hom, kan jy hulle tel, Abraham, en ek sien grys hare skud. Onmoontlik. Ek het nie genoeg vingers nie. En die Here sê, net soveel gaan jou nageslag wees. Die onmoontlike gaan moontlik word. Hier kom die groot vraag. Het Abraham fisies sy nageslag so gesien? Hoeveel kinders het Abraham gehad? 12, nee? 1, 2. 8. Ek het 2, ek het 8, ek het 12. Iemand anders dit dalk? Hy het 2. Een was 'n oepsie geweest wat sy eie plan wat hy gemaak het. En die een is die plan wat die Here gemaak het. En die een wat die oepsie was wat hy self gemaak het, ry hom tot vandag toe, of ry ons almal tot vandag toe. Okay, Salome, hoeveel kinders het Abraham gehad? 8. 8 of 12. Ek kan dit Okay. so daar. Ons weet van Isak en Ismael, maar op die einde sê hy het en dan gee hy het nog dogters gehad en het nog kinders gehad ook daarna. Het hy nog gehad. Ja, hy Okay, het met Ketara getrou. Ja, en hy was nog reg gewees. Daar was toe nog kinders. Want lees jy op die einde Abraham se wat noem hulle dit, nie nageslag, maar Abraham het nog kinders gehad. Maar ons ken net vir Isak en Ismael soos Robert, dis wat ons nou noem. Maar op daai stadium het hy glad nie kinders gehad. En hy het gedink, okay, sy slawe gaan dit erf. Maar het julle al ooit gedink hoekom het die Here sterre gemaak? Dis mooi.
Dis mooi. Yes. Hoekom het God sterre gemaak? En ek verstaan daar's van die sterre se ligte wat ons nou nog nie eers kan sien nie, Wynand, wat ons nog eendag gaan sien, wat ek dink hierdie jaar sien ons weer 'n nuwe ster se lig nou eers. So ver is hulle van die Here af, van hier af. Hoekom het die Here sterre gemaak? Om vir ons rigting aan te dui op die aarde. Soos in die nag moet loop, dan kan ons na die sterre kyk en dan gee dit vir ons rigting. Die rigting wat dit vir my gee, Robert, is ek ken net 3 sterre en dis die Orion. I love you. As ek 'n meisie date, dan vat ek hulle altyd buitekant toe en dan kyk ek vir daai 3 sterre en sê, weet jy, daai 3 sterre staan, I love you, en dan kry ek 'n lekker soen. Okay, maar ja, ek het daardie dag het ons geluister na 'n praatjie, selfs 'n miskryer gebruik die sterre in die nag om sy weg te vind. Na sy plek toe waartoe hy die misrol. Ek moes dit maar net gesê het na Lazel en Salome en Anita se opwerkings vanaand. Right. Maar sterre is gemaak vir God se heerlikheid. En as ons na die sterrehemel kyk en ons besef, ons sien 'n paar en ons sien net ons galaksie en daar's nog soveel duisende galaksies wat ons nie weet nie, dan besef ons die grootheid van God. Kyk, ons het die vraag gevra, het Abraham fisies sy kinders gesien? Die so sterre aan die hemel. Het hy dit in die geestelike oog gesien? Ja, wat het glo. Wat sê vers 7? Wie het gelees, Gerda? Ek het nou weggebly, ek kry hom gou weer. Ekskuus, vers 6. Ek lees hom gou. En hy het in die Here geglo en dit het hom tot geregtigheid gereken. Toe die Here sê, jy gaan kinders hê so sterre aan die hemelruim, toe glo Abraham. Alhoewel dit onmoontlik is, al het hy elke dag daarna van sy res van sy lewe 'n kind gehad, sou dit nie genoeg gewees het nie. Maar dit het hom tot geregtigheid gereken omdat hy geglo het in die onmoontlike. Alright. Ons het begin deur te sê ons weet van nou af terug. Hoeveel kinders het Abraham gehad? Salome sê hy het 8 of 12 gehad. Ons het 'n 2 gehad van Robert en Anita. Ek 'n ander antwoord gee. Ek luister. Soveel soos die sterre en soos die sand van die see, so baie. Want as ons glo volgens die Nuwe Testament, almal van ons wat glo in Jesus Christus, is kinders van Abraham. So as ons nou oor al hierdie eeue, 6, amper 7 eeue terugkyk, 7 eeue terugkyk, nee, 5 eeue terugkyk, en ons sien almal wat gelowig geraak het, kan dit amper wees soos die sterre aan die hemel. God is 'n waarmaker van sy woord. Finish en klaar. Opmerkings, praat met my. Wynand, jy krap jou kop. Nee, dit is groot. Ons goed. Ja, ek dink nou en vir Abraham, jy weet, ons sien ligte, oral is daar steurnisse. So as ons vir die sterre kyk, dan sien jy hulle nie so helder nie. Hoe helder moes Abraham dit gesien het? Dit moes baie sterk gewees het en hy het geglo. Dit sal so wees. Ek sit vanmiddag saam. Ekskuus Robert. Abraham word nie verniet genoem die vader van die geloof nie, want hy het geglo sonder om te twyfel, het hy geglo wat die Here vir hom gesê het. Toe die Here gesê het, trek hiervandaan weg na die land wat ek jou sal wys, het hy geglo en het net getrek. Ons het begin deur te sê God bepaal die telbord voor die wedstryd begin. Ek wonder, ek en Annelie praat vanmiddag daaroor. Ek wonder wat staan op my telbord? Wat staan op Annelie se telbord? Wat staan op ons telbord? Wat staan op Marius se telbord?
Wil julle graag weet waar julle gaan eindig? Ek weet waar gaan ek heen. Ja. Kom ons kyk wat sê die Bybel, waartoe gaan ons? U stel Jeremia 29 vers 11. Want ek weet watter gedagtes ek aangaande julle koester, spreek die Here. Gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Jou telbord sê God beplan mooi goed vir jou, 'n hoopvolle toekoms. Vanaand sê hy vir my, Louis, hoe kan 'n persoon wat op sy laaste lewe terminaal siek is, sê ek glo in 'n hoopvolle toekoms? Is die lewe hierna nie tog soveel meer en soveel beter as die huidige nie? Amen. Ons kan ons maar nog steeds sê die beste lê voor. Come on. Dis waar. Ons kan nog steeds sê Romeine 8 vers 28. Alles werk ten goeie mee vir die wat na sy voorneme geroep is. Kan ons dit nie sê nie? Praat 'n bietjie met my. Salome, jy's die enigste een wat vir my lyk of jy met my wil praat. Ja, ek stem baie saam. Sarda, praat met my. Moenie met Robert praat nie. Heeltemal. Die lewe is Christus en die dood is 'n wins. Hierdie is vir my verskriklik wat my baie opgewonde maak, dat God weet. God bepaal die einde nog voor dit begin het. Kom ons kyk wat sê 2 Kronieke 16 vers 9, Lisel. Die Here kyk oor die hele aarde om hulle te help wat met hulle hele hart op hom vertrou. Wat 'n dwaas was jy nie, daarom sal jy van nou af geduldig oorlog hê. Okay. God kyk, die gedeelte wat ek wil uitlig vanaand is, God kyk vanaand. God sien vir Robert raak, hy sien vir Gerda raak in Morburg, hy sien vir Stel raak in Morburg, hy sien vir Tannie Wilma daar in die Valdriehoek, vir Wynand hulle daar in Limpopo, vir Salome hulle daar in KwaZulu-Natal, vir ons hier in Nelspruit, vir Marius en Sesville, vir elke persoon, waar jy ook al vanaand is, God sien jou, sy oë is op jou, hy weet van jou. Kyk, iemand iets sê voor ons na die volgende gedeelte toe gaan? Ek sien ek preek so lekker, ons is nie baie tyd oor nie. Ons kyk na die volgende. Die vyand weet nie, daarom gee jou woorde hom skiet goed. Ken die vyand, of weet die vyand wat in jou hart is? Nee. Ek het 'n nee. Ek kan nie gedagtes nie, Ekskuus Salome. maar hy kan my aksies stop. Nee, hy kan nie my gedagtes lees nie, maar hy kan my aksies stop en hy hoor wat ek sê. Okay. Bietjie as jy ribbetjies eet, dan kom al hierdie wysheid na vore, né? Meer ribbetjies eet, né? Alright. Hy kan nie my gedagtes lees nie. Hy weet nie wat is in my hart nie. Kom ons kyk 'n bietjie skrif daaroor. 1 Konings 8 vers 39. Kom ons begin weer, waar is ons nou by Salome? 1 Konings 8 vers 39. Wil u dan hoor in die hemel, u vaste woonplek, en vergewe en handel en aan elkeen gee volgens sy weë, u wat sy hart ken, want u alleen ken die hart van al die mensekinders. Okay, so net God ken my hart. Tussen my hart en God is daar 'n skakel wat niemand van weet nie. Niemand weet daarvan nie. Die duiwel ken nie my hart nie. Maar wanneer ek woorde begin spreek, kan hy daardie woorde onthou. Wat is woorde anders as gedagtes en klank? My woorde wat ek spreek, het ek tog hierso beredeneer en dit uitgespreek.
En sodra ek dit uitspreek, kan hy daardie woorde gebruik om my aan te val. Ek hoop dit maak sin. So die duiwel weet nie wat môre in my lewe gaan gebeur. Die duiwel weet nie wanneer die wederkoms van die Here is nie. Hy weet van nou en terug. Hy kan vir jou vertel van wat jy in 1972 verkeerd gedoen het, toe jou ouma se melkgeld gesteel het, dit sal hy kan onthou. Maar hy weet nie wat môre gaan gebeur. Ons kyk wat sê Psalm 139 vers 4, Gerda. Psalm 139 vers 4. Want daar is nog geen woord op my tong nie, of U Here, U ken dit geheel en al. God weet wat ek môreoggend, my eerste woorde is wat ek môreoggend gaan sê, as ek môreoggend wakker word. God weet dit. Is dit nie fenomenaal nie? God is alwetend. Volgende skrifgedeelte, stel Efesiërs 6 vers 12. Want ons wortelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Ons wortelstryd is nie vlees en bloed nie, maar teen die owerhede en die geeste in die lig. So basies wanneer ek iets sê, dan gebruik die vyand dit teen my. Kom ons verduidelik dit prakties, Marius. Wat wil ek vir my verjaarsdag hê, Marius? 'n botteltjie. 'n Botteltjie, wat? Nee, net 'n botteltjie. Weet nog nie wat daar gaan kom nie. Het julle nie die skrifgedeelte gekry 1 Konings 1 vers 4 nie? Nee, ek het dit nie gestuur nie. Okay. Wynand, as jy 'n nuwe Toyota double cab wil hê, waar gaan jy hom soek? Sit bietjie vir Wynand, geef hom bietjie asem wat hy kan praat, Anita. Sorry. Ek skat jy moet hom by Toyota gaan soek. Okay, maar nou sit jy daar op die plaas en nou wil jy so 'n bietjie navorsing doen, wat is sy kilowatt en moet jy besluit tussen 'n Toyota of moet jy besluit tussen 'n Isuzu wat natuurlik 'n baie beter bakkie as 'n Toyota is? Okay, Amen. jy moet nou wat ek het geweet ek gaan 'n amen kry daar van Middelburg af. Hoe gaan jy dit doen? Op Google. Jy gaan dit Google. En kom ons hoor bietjie by die meneer wat alles weet. Marius, as ek nou Toyota gegoogel het en ek gaan op my Facebook, wat gaan op my Facebook gebeur? By al die Toyota advertensies. Ewe skielik begin ek Toyota advertensies kry. Ek kan al nie praat daaroor. Dis nou die dag van ons by 'n winkel en ons kyk vir dakwaaiers. En ons kan nie onthou dat een van ons dit gegoogel het nie. Ewe skielik, of ons op Facebook is of waar ook al, kry ons nou advertensies van dakwaaiers. Werk dit met julle ook so of is ons net anderster? Ja, Wat jy Google sê weet is- ons was daar. Ja, wat jy sê is nog gespoord. Hulle luister. As jy wat jy Ekskuus Marius, sê weer? Wat jy sê is nog gesoek word. Your wish is my command. Your wish is my command. Wat jy sê sal ek jou mee aanval. Ja. Ekskuus Gerda, jy het ook iets gesê? Nee, ek het niks gesê nie. O, ek het gehoor, ek het iemand gehoor praat ook nog. Dit was eintlik ek, maar ek het maar net ook gesê. Kan onthou eers wat ek Ekskuus. gesê het. Nee, Ek Anita. sê hulle luister vir mens. Hy luister. Die bose geestes in die lig, hulle is aktief. Jou ma, Salome, het dit so mooi gesê. As ek vanaand hier so sit. Ek het nie 'n woord gesê nie. Maar almal van julle weet. Wat weet julle? Die regisseur.
Ek like jou. Dis Ek like betrek jou. of hartseer. Dis ook so. Want jy kwaad vir jou vrou. Ek kwaad vir my vrou. Jy het weer reis gekry. Ek het net reis vanmiddag gekry. Right. Pas op, dis nie altyd net woorde wat ons gesê nie. Dis ons aksies. Hoekom het die slang of die vyand vir Eva aangeval? Sy het na die boom, na die vrugte gestaan en kyk en haar mond het gewater. En toe sien die slang dit, toe sê hy, man, jy gaan niks oorkom. Robert, sy het nie na die perskebome gekyk nie, sy het na die, wat se boom was dit, die piesangbome gekyk, né? Appel. Of die appelbome, ekskuus, nie appel, piesang, die appel. Okay, sy was in die appelboord gewees, sy was nie by die perskeboord nie, sy was op die verkeerde plek, haar houding, haar attitude, alles het dit gespreek. En wat het die vyand, wat was die eerste sinnetjie wat hy vir haar gesê het? Het God nie gesê, as julle van die vrug eet, sal julle sterf nie. Come on. Dis woorde wat gespreek is. En daardie selfde woorde gebruik die vyand om haar aan te val. Okay, wat sê Louis vanaand? God weet alles. En daar's 'n verhouding tussen my en God wat uniek is. Wees versigtig wat ek sê. Wees versigtig hoe ek my hele lewe buitekant toe gooi. Want die vyand gaan dit teen my gebruik. Vluit. My storie is uit. Kyk, enige opmerkings, Salome? Nee, ek is reg, dankie. Meisie? Ja, ek is ook reg, dankie. Marius, jy gaan vir ons 'n lang storie moet gee op die einde, want jy het nie baie gepraat vanaand nie, Wynand? Ja, ek's reg, dankie pastoor. Ja. Anita? Wanneer lees ons nou 1 Konings 4? 1 Konings 1 vers 4. Dit is Louis se verjaarsdag persent. Nee, hoor net. Anita, waar is jy nou? Pastoor het gesê, Sy is laat. soek ek Sy dit. is Ja, laat. Anton die hele tyd nog op daai plek, sy gaan nou dit lees. Anita, Nee, hy kom klop- met iets. Anita, Wat het kom jy met verjaarsdag iets. persent gekry? Anita, kom met iets nou asbaar vanaand. Ja. Niks. Anita? Ja, pastoor. Robert? Anita gaan vir scans hierdie week. En ja, ons is opgewonde oor die scans. Wynand het laasweek gesê, hou hierdie spasie dop. Ons is opgewonde oor die scans. Robert, ek sê dit in dieselfde asem. God het 'n goeie plan vir julle. Ek het woord gekry dat hierdie siekte nie tot die dood toe is nie en ek staan daarop en ek vat dit en ek lewe. Ek het nou 2 keer deur hierdie ding gegaan. Die derde keer dis net 'n formaliteit. Satan het nie die mag oor my nie. Ek behoort aan die Here. Dis waarop ek staan. Ek dink as Johannes 5 waarop jy staan, né? Ja. Johannes 5 vers 15 of so iets. Hierdie siekte is nie tot die dood nie. Ja. Maar Anita, ek wil vir jou en Robert sê, God het goeie planne vir julle. En al is ons terminaal siek en dan blaas ons asems hier uit, daar's 'n lewe wat hier nawag. Tannie Wilma, enigiets wat Tannie wil byvoeg? Ek sê weer afkoop. Okay, stel iets wat jy wil byvoeg? Maar net ons weet nie, maar die Vader weet. Vir ons lyk goed onmoontlik, maar by hom is alles moontlik. Yes, sussie, yes. Ons weet nie altyd nie, maar God weet. Gerda, iets wat jy wil byvoeg?
Ek wil net sê die Here is elke dag, elke oomblik, elke oogknip met ons en ons moet net aan hom vashou. Deur wat ons ook al gaan, hy is daar by ons en dis verseker. Amen. Robert? Nee, wat ek dink ek het my gesê. Ek staan op my geloof en dis al wat ek het. Wat ons het, né? Tannie Wilma, ons probeer weer. Tannie is nog bietjie afgesny, is maar Tannie wys hy's reg, né? Okay, Lisel, Ek's ook reg, dankie. Marius moet net vir my sê jy's reg nie, want ons weet jy's nie reg nie. Wat sê advertensie? Alles is reg, altyd reg, Toyota, né? Ja. Nee, ek dink net van wat ons nou vanaand gelees het en 'n bietjie gekyk het na wat God alles weet. Die een vers wat vir my uitgestaan het was gewees om nie hoop te verloor nie, of hoop altyd. En ons koop ons altyd daai goedjies wat so gemaak is, daai kunsgoedjies, geloof, hoop en liefde. En ek dink die hoop is die ene wat mense dalk die vinnigste verloor. Want jy sien nie iets gebeur nie. Maar net aan die kant die bult. Dis nie die speedkop wat daar staan nie, maar dit is die uitkoms wat daar so is. So hoop net tot aan die kant die bult. En hou aan hoop. Nooit ophou hoop nie. En ek dink die moeilikste ding om vir 'n persoon terug te gee is daardie hoop, as hy eers hopeloos is. So hou jy hoop daar dat dit wat jy graag wil hê moet gebeur, sal gebeur. Die Here het vir ons 'n plan en hy sal ons in daai plan onthou en dit wat ons moet doen. Ek dink een wat ek verseker kan sê is dat ons liggame gaan dalk nie, of ons lewe gaan dalk nie wees soos wat ons dink dit sal wees nie, maar ons siel sal eendag by die Here wees. Daardie hoop sal nooit vervaag nie. Dit sal altyd so wees. Kan ons sing, dit is wel met my siel. Dit is wel met my siel. Ja. Verseker. Verseker. Hoe kry mense die hoop terug, Marius? Van kyk saam met die Here sterre, né? Ja. Tyd met die Here. Klim met jou bed uit. Moenie moedeloos raak en net na die duiwel kyk en luister nie. Klim met jou bed uit, gaan kyk na die sterre, sien die grootheid van God, sien die heerlikheid van God en weet, God weet van jou. Ek het die laaste versie wat ek wil hê ons moet lees, Lukas 12 vers 7, Lisel. En ek dink vanmiddag daaraan, hoe reageer ons as ons gaan uit eet en jy betaal, hoeveel betaal jy nou vir 'n steak by Spur, Wynand? Ek weet nie, maar 'n R145 het ek gesien. Ekskuus? Ek het gesien R145. 145 is 'n special, dan is dit net 200 gram. OK. Anita, jy het gesê julle eet nie by so goedkoop plekke, julle eet by? Ons eet, ek sê 'n pizza is ook al so duur. Net so. Pizza so duur. En jy het nou hierdie stuk steak gekoop en hulle sit die bord hier voor jou neer en ek hoor partykeer gaan 'n steak tot so 300-400 rand nou wel. Dis nou nie plekke waar ons sal eet nie. En net soos jy so wegval en so halfpad geëet het, dan sien jy hier lê 'n haar in jou bord. Nou sal Anita in haar kop dink, Louis is gross. Dis hoekom ons nie gaan uit eet nie. Ons praat mos nie oor daai goed nie, né? Maar weet julle, elke mens verloor tussen 50 en 100 hare per dag. Ja, kan jy dit sien? Okay, party van ons, ander mense tot 300, maar 'n normale mens wat nie 'n hoed dra nie. Wat ook al, verloor tussen 50 tot 100 hare per dag.
En dis goed waar ons nie regtig oor wil praat nie. Annelies het nou vir my, sy het nou lang hare en dis altyd een van haar grootste nie bekommernisse as sy kos maak, moet daar tog net nie hare in die bord val nie. Ek dink elke vrou is maar so. Nie een van ons wil graag hare in 'n bord hê of hare in die kos hê of hare in die rys hê. Ek ken nou se grous. Dit is. Ja. Lisel, wat sê Lukas 12 vers 7? Selfs die hare op julle kop is almal getel. Moet dus nie bang wees nie, julle is vir hom meer werd as 'n hele swerm mossies. Tot die Here weet vanaand hoeveel hare het Wynand wat net in die 50 is en Marius wat miskien al op by die 300 of 400 of 500 is. Robert, as ek nou reg kan onthou, dink ek jy is maar soos Wynand, né? Ja, my ma het altyd gesê my soet seentjie het die helfte van die hare weggevryf. Maar elke haar wat op jou kop is getel. Miskien as ons vir chemo gaan, ek het vir chemo gegaan en ek het al my hare verloor. God het geweet van elke haar. God weet vanaand van jou. God ken jou vanaand. Hy het jou nie vergeet nie. Hy weet vanaand van jou. Kom ons praat oor gebedsversoeke. Salome, enige gebedsversoeke? Ja, asseblief, ek wil graag hê ons moet net okay, my staande asseblief en dan net vir Dewald bid. Dewald is 'n sekuriteits ouetjie, hy's 22 en hy is toe hy huis toe gaan Woensdag is hy deur ek weet nie wat daar gebeur nie, maar hy het 5 skietwonde tussen sy kop en sy bene. Hy leef nog, hy's in ICU. Maar daar is baie mense wat vir hom bid, maar ek wil graag asseblief dat ons ook vir hom bid en sy pa's ook ek kan agterkom sy pa's 'n kind van die Here. So ek glo buiten dat as dit die wonderwerk gaan gebeur, gaan die ander groot dinge ook gebeur met ons gemeenskap wat ons nader kom as 'n gemeenskap vir die Here, want wat ook gebeur het is iemand het in ons groepie het hy begin om te sê dat ons Sondae-aande elke tweede Sondag aand by mekaar kom as 'n kerk, as 'n gemeente nou begin by mekaar kom vroeg in die aande. So ek glo buiten dat ons die wat gesond gaan word, gaan ons ook nader aan die Here kom as 'n gemeenskap. Dankie. Amen. Dit saam met vir Dewald. My se enige versoeke? Vaardes asseblief julle en gaan môre weer 'n bietjie vir toetse en sulke goedjies. Ons bid vir Hardes. Lisel, ons bid dat jy volkome gesond gaan word. Bid dat jy al daai siektes en pyne gaan afskud en jy volkome gesond gaan word. Maar is enige ander versoeke van julle kant af? Ek wil net dankie sê vir Sig waarvoor ons gebid het laasweek. Hy is al huis toe en hy sterk nou daarso aan. En ja, ek het niks vir die week wat voor lê wat ek kan weet nie. Lisel, Niks reg, dankie. jy stel iets wat ons kan saam bid? Reg, dankie julle. Dankie, jy stel. Tannie Wilma? Ek het niks nie, dankie Louis. Dankie Tannie Wilma. Dankie Tannie Wilma. Anita, ons sou aanbid vir jou. Is veral nou dat jy 'n moeilike pasiënt in die huis het. Bid ons vir baie geduld. Wynand, ons bid dat daai skouer volkome gaan genees. En ja, dat julle ook deur hierdie gaan en dat die Here gaan reën stuur en dat die veiding gaan terugkeer soos bonatuurlik gaan terugkeer. Enige ander versoeke van julle kant? Ons moet net vir as ons maar net nog vir Leanne kan bid. Sy is nou besig weer met haar chemo, die kanker het toe mos nou versprei. En die meisie wat dan nou haar dogter nou eintlik wat by my in die skool is baie emosioneel daaroor, baie. Ja. Bid vir Leanne. Robert, ons bid vir jou. Jy gaan môreoggend 9uur vir jou scans en dan moontlik donderdag vir die bestraling, né? Dis reg, ja.
Ons bid vir jou, alles gaan goed loop. Jy moet veilig ry want jy ry seker môreoggend vroeg al deur Pretoria toe, né? Ja, nee, ons sal hier by 6 uur se kan begin ry laat ou toelaat vir die verkeer en daai soort van goed. Sterkte. Enige ander versoeke, Robert? Nee, wat ek wil maar net dankie sê vir julle wat vir my bid. Daar is baie ander mense wat ook vir my bid, maar daar kan nie te veel wees nie. Dankie vir elkeen wat die tyd afvat om vir my te bid. Ek waardeer dit. Dankie. Gerda, ek weet die persoon wat langs die bed staan is 'n persoon wat werklik ook baie gebed nodig het. Ons bid vir jou hierdie tyd wat jy vir Robert ondersteun. Bid ons dat die Here jou gaan krag gee in hierdie tyd. Enige aan iets anders te Gerda? Nee, niks anders nie. Ek wil ook omtrent dieselfde sê as vir Robert. Ek dink julle is die oulikste, dierbaarste. Ons is so dankbaar om saam met julle elke Sondag te kuier. As ons nie is nie, is dit beslis nie Aspirus nie. En ons is ongelooflik lief vir elke een van julle. En ons wens, ons glo die Here sal, as hy vertoef om te kom, laat ons julle elkeen persoonlik kan ontmoet. Ons sal moeite doen om elkeen persoonlik te gaan ontmoet. Verseker. Verseker, julle is 'n great groep. Elkeen van julle. Dis vir my 'n voorreg om elke Sondag aand met julle te wees. Marius, gaan jy vir ons saam bid? Here, baie dankie dat ons kon saam wees en kon gesels oor U. En dankie Here vir die een woordjie wat U vir my vanaand gegee het, die woordjie hoop. Here, en dis die woordjie wat ek vir elkeen op hierdie groep wil gee vanaand om deur hierdie week verder te vat. Net hoop in die Here. U sê Here dat U vir ons voorspoed toewens in alles wat ons doen en laat ons nie ons hoop moet verloor nie. En baie dankie Here dat ons kan weet dat U weet wat volgende gaan gebeur. Wat is die volgende stap wat moet gebeur? En U weet Here waarheen is ons op pad. En daarom voel ons veilig in U hande, Here. En ons weet dat maak nie saak waarheen ons vat nie. Soos die Psalm 23 ook sê, die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Ek kom niks kort nie, Here, want U is my herder. En dankie dat ons dit kan weet, dat maak nie saak wat met ons gebeur, hoe ons is, wat volgende met ons gebeur nie. U is ons herder, en U sal ons altyd beskerm in U hande. Baie dankie Here vir die geloof wat ons in U kan hê, ons lewende God. En dankie dat ons dit hierdie week saam met ons kan vat, en alles wat ons gaan doen, en die scans wat moet gebeur, operasies wat moet gebeur, alles wat moet gebeur, Here, rondom die mediese kant, maar ook, Here, in ons alledaagse lewens, dat ons dit kan vat, Here, om daardie hoop saam met ons te vat, en te weet, Here, U sal vir ons beskerm en vir ons lei. Baie dankie, Here, dat ons in U kan hoop en kan weet, met ons siel sal dit altyd goed gaan. Dankie daarvoor. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Amen. Kan ek gou iets Dankie sê julle. asseblief? Jy is Ek het welkom. vergeet om te sê, almal wat eksamen skryf, kindertjies op skool, studente en ouer mense, wie ook al wat moet weergee wat hulle hierdie jaar geleer het en alles, as ons hulle ook net op die gebedslys kan sit, asseblief. Ons maak so. Ag en Lisel, ek het ook nou vir Hans Fury se familie ontvergeet. Hans Fury het hierdie week afgesterf. Ons dink aan Ronaldo en Vincent hulle, baby hulle. En al die kinders, ons se begrafnis is ook hierdie week. Ja, terwyl Gerda praat van die eksamen, ja, ons man skryf ook mos my elke dag nog sy eksamen, so ek dink aan die mans ook wat eksamen skryf elke dag. Ja, dit is baie keer die moeilikste toets, nie ek speel sommer. Alright, volgende Aster? Sondag bedien ek. Yes. O, ja, nee, sê gou eers klaar. Volgende Sondag bedien ek in Middelburg, so dan is ons op die pad. Terug huis toe. Ek glo nie ons gaan dit maak vir Sondag aand nie, so ek byvoorbeeld gaan ek volgende Sondag aand gaan ons hom mis, maar dan die week daarna gaan ons weer aan. Die mikrofoon is jou nou, Anita. Nee, ek wil net sê pastoor, ek het nou nog nie ons uitnodiging gekry vir die groot 60ste Vrydag aand nie, so ek kan pastoor dalk maar net
So ons sê waar ons moet wees. Ja, Annelie stuur dit uit. Sy stuur dit uit. Ja, dit gaan groot wees. Dit gaan baie groot wees. Op hierdie stadium is dit net ek en Annelie. Wow, 40 Ja, ons sal dan sy besluit sy dan. wil sy wil Ons kan gaan in en ek sê Desember vir ja, sy wil groot gaan en ek sê vir haar jong, ek wil Sondag gefokus wees. Ek wil nie groot gaan en weet so ja, nee, dis nie haar skuld nie, dis my skuld wat die brieke aandraai op. Dis maar net nog 'n dag. Ja, draai dit so styf aan. Geen mens kan daar interfereer. Ja. Julle moet 'n wonderlik geseënde week hê. Ek is opgewonde wat die Here in julle lewens doen. Hierdie week kom daar deurbrake vir julle. Die Here seën vir julle. Goed gaan hoor. Bye. Dat hy julle lekker weer. Sterkte vir die week. Bye almal. Lekker week. Bye. Mooi bly.